Goeiemôre. Ons gaan voort in ons reeks oor Bybelse juwele en ons is besig om te kyk na die geldigheid van die Bybel. Vandag kom ons dan, is daar geheime boeke in die Bybel? Dit is iets wat ons dikwels in koerante en tydskrifte lees, hoofopskrifte, nuwe geheime boek in Bybel is ontdek, of daar's nog 'n bladsy of soveel bladsye ontdek in die Bybel. Is die Bybel wat ons het dan onvolledig? Kort ons gedeeltes, is dit nie die volledige woord van God nie, en dit is waarna ons vandag wil kyk. Die woord Bybel is eintlik afgelei van die Grieks biblios, wat biblioteek beteken. En dit word 'n biblioteek genoem want dit is 66 verskillende boeke wat in ongeveer 3 kontinente geskryf is in 3 verskillende tale. Daar was 'n 40 outeurs, min of meer 40, en dis oor 'n periode van min of meer 1600 jaar geskryf. En tog vorm dit heeltemal 'n eenheid. Dis 'n eenheid wat ons vertel van God se genade en liefde vir ons en wat hy als doen om ons na hom te trek. En dit is wat ons wil bestudeer. So kom ons kyk na van die verskillende Bybels. Ek het reeds in hierdie reeks gepraat oor die Tenach, die Hebreëse Bybel, en ons protestantse Bybel. Die Tenach bestaan uit 24 boeke van die Ou Testament, teenoor ons 39 boeke wat ons het, maar ons het gesien, dit is dieselfde materiaal. Dit is net anders verdeel. Hulle voeg byvoorbeeld die 12 kleiner apostels of profete saam as een enkele boek ensovoorts. Kyk na die eerste een om al daardie inligting te kry. Maar dan het ons die Nuwe Testament by van 27 boeke, wat maak dat ons by 66 eindig, terwyl hulle net die Ou Testament aanvaar. Dan kry ons 3 ander kom ons noem dit maar Bybels. Jou Rooms-Katolieke Bybel het 46 boeke in die Ou Testament, ook 27 in die Nuwe, totaal van 73 boeke. Die Oos-Ortodokse, dit is jou Koptiese godsdienste of die groep wat uit die Byzantyne kom, hulle het tussen 76 en 81 boeke in hulle Bybel, so dit wissel, en dit is by die Ou Testament waar die verskil inkom. Dan kry ons 'n Bybel wat op die oomblik redelik opsprake verwek as gevolg van leuns wat vertel word oor hom, en dit is die Ethiopiese Bybel wat 88 boeke het, en is weer die Ou Testament wat uitbrei dat die 61 boeke het. As ons hierdie boeke nou van naderby gaan bekyk, gaan u sien waarom hierdie verskille bestaan en waarom ons aanvaar dit wat ons aanvaar. Die eerste ding waarop ons moet let, is dat die Tenach en die protestantse Bybel is meer op die Hebreëse agtergrond geskoei, terwyl die Rooms-Katolieke, die Ortodokse en die Ethiopiese Bybels op 'n Griekse agtergrond geskoei is. So daar kry ons die eerste vertrekpunt. Wat is die werklike agtergrond van elkeen van hierdie Bybels? En daarmee bedoel ek nie die hele Bybel was in Grieks geskryf nie. Net so, ons is op Hebreëus gegrond, maar ons gaan terug na die Hebreëus toe, waar hierdie ander 3 groepe, byvoorbeeld van die Septuagint gebruik gaan maak, wat 'n Griekse vertaling van die Ou Testament was. In baie gevalle gebruik hulle hom. So, kom ons kyk 'n bietjie van naderby na hierdie verskille wat ons raak sien. Hierdie hele polemiek oor watter boeke in die Bybel hoort, het begin toe Dan Brown sy boek geskryf het oor The Da Vinci Code. Dan Brown is 'n uitstekende skrywer, maar as 'n mens al sy boeke deurlees, dan kom jy agter dat hy 'n absolute haat teen die Rooms-Katolieke Kerk het, en hy beskou die Rooms-Katolieke Kerk as die enigste kerk wat daar is. U kan sy boeke deurlees, as u nie sterk staan in die geloof, raak u nie aan om dit te doen nie, want hy klink baie oortuigend in dit wat hy sê.
Maar hierdie Da Vinci Code kom daarop neer dat daar boeke is wat deur Christene weggesteek is, dat die res van die mense dit nie moes lees nie. Hulle wou dit geheim hou en vir hulle self hou. En dit gee 'n menslike element. Dit is die woord nie meer menslik geïnspireer nie. Dit is gegrond op dit wat die mens doen, en dan is daar sekere geheime wat die mens moet ken as jy tot die ware godsdienst wil kom. Met ander woorde, is 'n gnostiese agtergrond wat bestaan uit hierdie werk van hom. Soos ek sê, dit is 'n baie misleidende boek hierdie, maar omdat hy so goeie skrywer is, het baie mense hierdie boeke gelees, sy ander boeke ook, en die draad wat deur sy boeke kom, is dat daar geheime organisasies in die kerk is, wat eintlik bestuur wat jy moet glo en wat jy nie moet glo nie. En dit is waarop al hierdie dinge geskoei is. Dis dan op grond van hierdie boek van hom ook, wat ons iets gekry het soos die evangelie van Judas. Nou hierdie evangelie van Judas gaan ons net nou meer oor gesels. En mense dink dat dit Judas Iskariot is, wat hierdie evangelie geskryf het. Maar jy sal net nou sien dat die tyd waarin hy geskryf het, was Judas Iskariot lank reeds dood. En hierdie boek maak dat Judas Iskariot voorkom as 'n goeie mens wat die wil van God probeer uitvoer het, en dat dit God se wil was dat hy Jesus moes verraai. So jy kan dadelik hoor dat dit heeltemal iets anders is wat jy daaruit kry, maar ons gaan net nou oor hierdie gnostiese evangelies ook gesels. Dan kry ons hoofopskrifte. Hierdie is byvoorbeeld op Facebook gewees. Scientist has recovered 42 lost pages from a 1,500-year-old copy of Paul's letters using advanced imaging technology. Dit klink asof Paulus iets geskryf het, 'n 42 bladsye wat verlore was. Maar as 'n mens behoorlik kyk wat hier aangaan, dan sien ons dat wat hulle gedoen het is, papier was skaars, of papyrus, laat ons dit maar by die regte naam noem daardie tyd. En soms het dit gebeur dat hulle 'n rol skoon gevee het, soos wat jy met 'n uitveer, 'n potlood skrif gaan uitvee, het hulle gedoen, en dan het hulle oor dit geskryf om weer 'n nuwe kopie te maak. En dit is wat met hierdie velle gebeur het. Hulle is skoon gemaak en daar is oor hulle geskryf. Maar nou is hulle in staat gestel deur masjiene wat gebou is deur forensiese deskundiges wat handskrifontledings doen om te kyk of daar bo-oor 'n handtekening geteken is en so. En hulle met daardie masjiene kon hulle ontsyfer wat die letters agter hierdie woorde is. En hierdie 42 bladsye is nie verlore bladsye nie. Dis nie iets nuuts wat tot Paulus se briewe toegevoeg moet word nie. Dit is woorde wat staan in die briewe wat Paulus geskryf het. So dit was 'n kopie van Paulus, van 'n gedeelte van Paulus se briewe. Maar hulle is uitgevee en daar is bo-oor hulle geskryf, en al wat gebeur het is, hulle het nou ontdek daar's 'n skrif onder dit. Maar die skrif wat onder dit is, bevestig eintlik vir ons dat ons Nuwe Testament korrek is, want dit wat uitgevee is, stem ooreen met wat ons in ons Bybels het, wat ons ken. Dit is nie verlore bladsye nie. Maar die mens soek sensasie. Op 'n plek soos Facebook wil jy meer likes hê. Jy wil hê meer mense moet jou goed lees. En dan kom mense met hierdie tipe stellings, en mense oorval eintlik hierdie lesings. As jy kyk na die hoeveelheid wat op die hartjie daar klik, dat hulle daarvan hou, of op die duim op klik, dat hulle daarvan hou, dit is wat die mense soek. Want as jy genoeg daarvan het, dan kry jy 'n finansiële bonus ook daaruit. So hulle probeer opspraakwekkende dinge skryf, terwyl daar niks opspraakwekkends is aan dit wat gevind is nie. Dis 'n bladsy wat uitgevee is. Die uitgeveegde gedeelte kan ons nou sien, en ons sien dit bevestig die Bybel. Maar die manier waarop het gestel is, recovered 42 lost pages. Met ander woorde,
Dit was heeltemal verlore en nou het ons dit gevind. Dit was nie verlore nie, dit is in ons Bybel. Dit is nog steeds in ons Bybel. Dit is nie verlore bladsye nie, dit is eerder 'n bewys dat dit wat in ons Bybel staan korrek is, maar dis nie die manier wat die opskrif dit weergee nie. Verstaan u wat ek vir u probeer vertel? Wees versigtig vir hierdie soort goed. As ons kom by ons Statenbybel, dan is hierdie 'n Statenbybel wat uit die 1760s kom. U sien hier al die boeke wat in ons Bybel is, het in hierdie ou Statenbybel reeds voorgekom. Maar dan kry ons aan die einde van hierdie Statenbybel die apokriewe boeke. En as u na die eerste King James sou gaan, in die eerste King James is die apokriewe boeke tussen die Ou en die Nuwe Testament ingevoeg. In hierdie Statenbybel is die apokriewe boeke agter in die Bybel ingevoeg na Openbaring. So apokriewe boeke is al lank met ons en ons gaan binnekort dan oor hierdie apokriewe boeke gesels ook. Dit bring ons by wat in ons Bybel is. Die boeke wat in ons Bybel is, word die kanon genoem. Nou die kanon is of die woord kanon in Grieks is maatstok. So dit is die meetstok waarmee gemeet is om te kyk wat in die Bybel moet verskyn of wat nie in die Bybel moet verskyn nie. Daarom praat ons in protestantse kringe van die kanon as die 66 boeke wat in ons Bybel is, terwyl ons na boeke wat nie in ons Bybel is verwys as die apokriewe boeke. Boeke wat lyk asof hulle Bybels is, maar nie is nie, noem ons apokriewe. Ons sal net nou daarby kom. So punt nommer 1, die kanon is die meetstok vir die waarheid. Dis die meetstok vir wat opgeteken behoort te wees in die boek van God, in die woord van God. En hierdie woord kanon is aanvanklik gebruik deur Thomas van Mileto. Hy het hierdie kanonlys opgestel ongeveer 135 na Christus. Wat interessant is hy het die boeke neergeskryf wat tans in ons Bybel voorkom, maar hy het Ester uitgelaat en Esdras bygesit. Nou Esdras is, gaan ons ook net nou oor gesels, dit is, laat ek my so in die rede val, kom ons gaan terug na die Joodse Bybel. Hulle voeg in hulle Bybel Esra en Nehemia saam. In party plekke word Esra dan geskryf as Esra 1 en Nehemia word geskryf as Esra 2 en hierdie Esdra is dan Esra 3 wat dan daarby gevoeg word. Wat ook interessant is in hierdie selfde tyd wat hierdie boeke bygevoeg is, maak ons dan ook kennis met van hierdie snaakse boeke, wat ons nie eers erken as apokriewe boeke nie. So vind ons die geheime boek van Johannes, wat daardie tyd bestaan het. Nou wat baie interessant is as ons Esdras net 'n bietjie van naderby, die geheime boek van Johannes van naderby beskou, dan word daar 'n gesig gesien waar die Messias uit die see kom met 94 boeke in sy hand. 24 is bekende boeke en 70 is nuut. En hierdie stukkie is vir my fascinerend. In Openbaring lees ons van die Antichrist wat uit die see kom. En die Antichrist wat die mensdom gaan probeer verlei en 'n vals godsdiens gaan verkondig. En die interessantheid hier is, die 24 ou boeke, ons het net nou gesien dat die Tenach bestaan uit 24 boeke, die Ou Testament. En dan 70 nuwe boeke.
Daar word nie gesê wat die nuwe boeke is nie. Dit sal openbaar word as hierdie persoon kom. In Openbaring het ons gesien, die dier wat uit die see kom is die antichrist, en ons het gesê dat die Jode het gewoonlik die see gesien as die nasies, so die antichrist gaan uit die nasies uitkom, uit die heidene nasies uit, nie uit die Jode uit nie. Met ander woorde, hier praat hulle nou van 'n Messias wat uit die see kom, waar ons glo die antichrist kom uit die see, en hierdie Messias kom met 24 ou en 70 nuwe boeke. Is dit 'n addisionele profesie eintlik oor die antichrist, dat hy die Ou Testament gaan bring, maar dat hy 'n nuwe testament gaan bring, wat die mense gaan glo en hom gaan volg, wat met leuns gevul is? Ons weet nie. Hierdie is heeltemal 'n raaiskoot van my kant af. Ek kan vir u niks verder daaroor sê nie. Dit bring ons met wat ons beskryf as apokrief. Apokrief beteken dat die oorsprong van die boek onbekend is, of dit is twyfelagtig, of dit is geheim. En dit is gewoonlik die tema wat ons kry in die apokriewe boeke. Dit kan al drie hierdie dinge wees wat in 'n enkele apokriewe boek voorkom, of hy konsentreer op een. En jy sal vind dat in baie van hierdie apokriewe boeke is daar iets wat kwansuis geheim is, wat net 'n sekere bevoorregte groepie mense van gaan weet, wat dit kan ontsluit aan hulle. Die ander kan dit nie weet nie. So, dit is heeltemal iets anders as die evangelie wat ons ken, want God het sy woord aan ons openbaar, en die enigste wat hy gesluit het, is toe hy vir Daniël gesê het, dat sy woord gesluit moet word, totdat die tyd aanbreek dat ons dit kan verstaan. En as ons kyk na die boek van Daniël, was die boek van Daniël tot in die 1800s nie behoorlik verstaan nie. Toe het speurder van Scotland Yard Anderson deur somme te maak en te kyk na sekere dinge, gevind hoe werk die tye, byvoorbeeld wat in Daniël 9 se laaste paar verse vir ons opgeskryf is. En hy daardeur bewys dat van die oomblik wat die bevel uitgevaardig word, dat Jerusalem herstel moet word, nie die tempel nie, Jerusalem, vandat dit uitgevaardig word, die hoeveelheid dae wat moet verloop, tot die Messias afgesny gaan word, en dit is 'n term wat gebruik is vir doodmaak. En daarvolgens was die tyd, presies die tyd wat dit geneem het, vandat Artaxerxes bekend gemaak het dat Jerusalem herbou moet word, tot die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem. Anderson is ook die een wat gevind het, die verklaring gevind het van die 7 weke toe die 42 weke wat 'n 49 weke vorm, wat maak dat ons kom by 69 weke wat op die ou end verby is. Daar's nog 20 weke ook tussenin, en dat ons nog net 1 week oor het, en dit is wat ons sien as die tyd van die verdrukking. Met ander woorde, Daniël was geslote vir ons gewees, tot Anderson sy werk gepubliseer het. Sy werk se naam is The Coming Prince, en daai Coming Prince dui nie op Jesus Christus, die Messias nie, dit dui op die Antichrist wat gaan kom. Nou, dit is die Coming Prince waarvan gepraat word. Baie interessant hierdie ooreenstemming wat daar tussen hierdie dinge is. Hier sien ons 'n bladsy uit een van hierdie ou geskrifte uit, een van die apokriewe boeke, en hierdie is ontdek by die Dooie See rolle, so hier is van die apokriewe boeke ook gevind tussen die Dooie See rolle. Hierdie apokriewe boeke beskou ons dan as boeke wat buite die kanon is. Dit sluit byvoorbeeld hierdie geheime boek van Johannes in, waarvan ek net nou gepraat het. En die Rooms-Katolieke gebruik nie vir die boeke wat in hulle Bybel voorkom die term apokrief nie. Hulle praat van die Deuterokanon. Met ander woorde, die tweede kanon. Deuteronomium is die tweede wet.
Dis die tweede keer wat dit neergeskryf is, want Deuteronomium is deur Moses geskryf, en God het vir hom die opdrag gegee om dit te skryf, om saam te vat wat in die eerste 4 boeke staan, sodat hy dit als aan Josua kan oordra wat by hom sou oorneem, dat die kan verstaan. Dis waar hierdie Deutero ook vandaan kom, so die Deuterokanon, die tweede kanon, waar ons dit as apokrief beskryf. Maar dan kry jy nog boeke wat selfs deur die Rooms-Katolieke as apokrief beskou word. Josephus het in sy geskrifte geskryf dat daar slegs 22 boeke in die tempel was. Nou met die 22 boeke, hy het gesê daar moet 22 wees, want daar's 22 letters in die Hebreëse alfabet. Ek het reeds beskryf hoe werk die Tenach. Boeke wat dan ook saamgevoeg is om met 22 te maak, is dat Rigters en Rit is saamgevoeg as een enkele boek, en klaagliedere is as deel van Jesaja neergeskryf, dan kom jy by 22 boeke uit, nie die 24 nie. So net 'n verklaring hoe 'n mens daarby uitkom. Dan kry ons Esdras, wat die 24 boeke beskryf wat ek net nou genoem het, en hier kom ons by hierdie verskillende boeke. Aan die linkerkant sien ek 'n kolom wat die Rooms-Katolieke Kerk se Deuterokanon het, en jy kan sien watter boeke is daar als. Sommige is hele boeke, maar ander is net gedeeltes. So kry ons byvoorbeeld die brief van Jeremia, dis die brief wat hy na Babylon gestuur het vir die gevangenes daar. Dit word in sommige kringe ook Baruch 6 genoem, maar dit is, by hulle is dit ingesluit as deel van Jeremia. Daar's ook toevoegings tot die boek Ester, en toevoegings tot Daniël, wat ek hier lys, byvoorbeeld die gebed van Azaria, die lied van die 3 heilige kinders, Susanna, Bel en die draak, dis als gedeeltes wat tot Daniël toegevoeg is. Dan by die Oos-Ortodokse Kerk kry ons als wat deur die Rooms-Katolieke aanvaar is, maar hulle voeg nog 'n klompie boeke by, en hulle voeg 1 Esdras by wat in Grieks geskryf is, en 2 Esdras wat in Latyn geskryf is. Hulle het Psalm 151 wat bykom, en die gebed van Manasse is ook daar, so jy kan sien dit verskil. Kom ons by die Ethiopiese Bybel. Dit is 'n Bybel wat eers in die middeleeue geskryf is, die vroeë middeleeue. Maar jy kry programme op YouTube wat beweer dat dit die oudste Bybel is, en daarom het hy al die boeke in, en van die boeke is weggelaat. Dit is onsin wat verkondig word, dit is nie so nie. En die rede waarom ons kan sien dat dit nie so is nie, as jy vertaal, Duisterloops in Ge'ez geskryf, wat die ou taal was, wat in Ethiopië soos dit dan gepraat is 'n taal wat basies uitgesterf het. Hy is vir hulle weer vertaal in hulle meer moderne taal. Maar as jy kyk na wat geskryf is in daardie Bybel, en jy vergelyk dit met ons Bybel, dan kan 'n mens sien dat dit uit 'n Bybel geskryf is, wat lank na Christus eers geskryf is. Daar is sekere dinge wat voorkom in daardie Bybels, wat nie eenvoudig was nie, wat hierby ingesluit is, of dinge wat weggelaat is, wat hy nog bygevoeg het. So dis ou materiaal wat daar geskryf is. Daar word baie gepraat dat die synode van Nicea daar was, dat Konstantinopel die synode bymekaar geroep het, en dat hulle daar besluit het watter boeke in die Bybel moet kom. Jy gaan net soveel video's op YouTube daaroor kry, louter kaf, nie 'n ander woord daarvoor nie. Die synode van Nicea, daar's 'n notiele gehou van al hierdie groot synodes wat gehou is, en daardie notiele kan nagegaan word en daar kan gekyk word. By die synode van Nicea was die hele gesprek oor die goddelikheid van Jesus.
En mense het aangehaal uit verskillende van hierdie boeke, want die apokriewe boeke gee 'n ander beeld van Jesus as wat die kanon gee oor Jesus. Daar is nie besluit watter boeke in die Bybel moet wees nie. Dit is bloot aanhalings wat gebruik is om hulle standpunt te probeer stel of Jesus God is of hy mens is, hoe alse mekaar steek. As protestante aanvaar ons dat Jesus God en mens is, dat hy dit altyd was en vir altyd sal wees. Dis nie dat hy 'n tyd lank God was, toe mens en toe weer God nie. Hy was deurgaans, was hy alles. Hy het alles geweet, maar hy het terwille van die menslikheid het hy as mens voorgekom terwyl hy op aarde was. Maar dit beteken nie hy het sy goddelikheid prysgegee terwyl hy hier was nie. Soos hy gesê het, hy kon legioene engele ontbied het om hom te bevry. En dit kon hy slegs in sy goddelike hoedanigheid gedoen het, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het hom onderwerp sodat hy gekruisig kan word terwille van ons. Die synode waar daar besluit is oor die boeke in die Bybel was die synode van Trent. En hierdie synode van Trent is 'n bitterlang synode gewees. Dit was van 1545 tot 1563. Dit was so lank want daar's komitees gevorm wat werk moes doen, dan het hulle weer bymekaar gekom om te bespreek wat die komitees gedoen het. En waaroor dit hier gegaan het, u sal sien hierdie datum is nadat die hervorming plaasgevind het. So die Luther het reeds sy stellings teen die deur van die kerk in Wittenberg vasgespyker toe hierdie synode plaasgevind het. Op die stadium wat dit gebeur het die protestant en die katholiek die Bybel gebruik, dit wat ek net nou vir u gesê het, die Bybel met die kanon in, en toe is dit genoem die apokriewe boeke wat daarin was. Maar daar is daardie tyd al genoem dat die apokriewe boeke nie gebruik moet word vir lering in die kerk nie. Die apokriewe boeke is daar om jou die geskiedenis te leer en om jou die agtergrond te leer van hoe die mense geleef het. Maar op hierdie synode van Trent het die Rooms-Katolieke kerk toe besluit om die apokriewe boeke te verhef tot die Deuterokanon, die tweede kanon, en dit te aanvaar in die Bybel, en hulle moes dit doen om hulle te onderskei van die protestante, want baie van die gebruike wat hulle in hulle kerk ingevoer het, word nie deur die kanon goedgekeur nie. Jy kry byvoorbeeld in 2 Makabeërs dat daar 'n opdrag is dat jy moet dooies aanbid of vir dooies bid. Dit is in stryd met die kanon wat ons ken. Maar dit is ingevoer in die Rooms-Katolieke kerk en daarom moes hulle toe die apokriewe boeke inbring, soos 2 Makabeërs wat hierdie stelling maak. En daar is 'n klomp gebruike van die Rooms-Katolieke kerk wat hulle probeer regverdig het deur hierdie addisionele boeke in te bring. Dit is dinge waarvan ons verskil. En daarom het ons verskillende boeke in ons Bybels. Dit is nie dat iemand met eens 'n klomp boeke bygevoeg het of 'n klomp boeke weggevat het nie. Mettertyd het dit ontwikkel, soos die King James en die Nederlandse State-Bybel wat hoofsaaklik deur protestante gebruik is, dat die protestante op 'n stadium toe besluit het om die apokriewe boeke uit te laat, maar hulle het dit heeltyd in die Bybel gehad met die naam apokrief by. Terwyl die Rooms-Katolieke kerk dit ingevoeg het en dit toe die Deutero, die tweede kanon genoem het. Kom ons kyk 'n bietjie dan na hierdie boeke. As ons kyk na Esdras, dit het historiese waarde, maar dit is nie goddelik geïnspireerd nie. Dit verskaf addisionele inligting oor die leefwyse van daardie tyd. En dan is daar verskriklik baie simbole wat gebruik word, wat
ons nie weet wat dit is nie. Dit word deur ons verwerp, want geen hervormer het dit as deel van die Bybel beskou nie. En geen deel van hierdie boeke is ooit deur die Jode aanvaar nie. Dit is selfs deur iemand soos Josefus verwerp, die geskiedenisskrywer. En hierdie boeke kom net in sekere Griekse geskrifte voor, maar is deur hulle ook nooit beskou as deel van die kanon nie. Kan jy nou verstaan waarom ek in die begin gesê het, die Protestant en die Jood volg die Hebreëse tradisie van die Bybel na, terwyl die Romeinse, die Ortodokse en die Ethiopiese Bybels die Griekse geskrifte volg, wat 'n ander weg gevolg het. Ek het reeds daarna verwys dat dit wat in die Ortodokse kerk as 1 Esdras bekend staan, eintlik 3 Esra is, en dit is blote uitbreiding van die boek Kronieke. Daar's ekstra hoofstukke bygevoeg, en dan ook in Esra en Nehemia is daar enkele gedeeltes bygevoeg in daardie boeke, en dit is meestal korrespondensie wat bygevoeg is tussen Jerusalem en die koning in Babylon. 2 Esdras is dan 4 Esra, en soos ek gesê het, hy is in Latyn geskryf. Dit wys vir ons ook in watter periode hy geskryf is, want die Grieke het eers geheers oor die gebied en daarna die Romeine, en dit is toe Latyn ingekom het. En hierdie boek handel oor die eindtyd, en dit gaan oor 'n dialoog wat Esra voer met die engel Uriel. Nou, Uriel se naam word nie eers genoem in ons Bybel nie, dit kom nie in die kanon voor nie. Maar hy word gevolg deur mense wat byvoorbeeld die boek van Henog aanvaar. Die naam is daar ingeskryf. So u kan sien, dit is heeltemal verwyder van ons Bybel. So dit gaan oor die eindtyd, maar dit is fiktiewe beskrywing van Esra wat gesels met hierdie engel Uriel wat aan ons onbekend is. Dan handel die boek verder oor die stryd wat die mens het met lyding, oor goddelike geregtigheid en oor die oordeel van Israel. Nou, ons kry in ons eie Bybel ook die oordeel oor Israel, dat 2/3 van die volk gaan sterf, dat net 1/3 gaan oorbly, maar dan leer ons ook dat daardie 1/3 wat gaan oorbly, almal gered gaan word. Hierso is dit nie die geval nie. Dan is 4 van die hoofstukke wat in 2 Esdras voorkom, en dis nogal hoofstuk 1 en 2, en dan weer hoofstuk 15 en 16, is baie lank na Christus deur Christene bygevoeg. Ek gebruik die woord Christene, dis deur die Rooms-Katolieke bygevoeg in hierdie boek, dis nie in die oorspronklike weergawe van Esdras nie. So dis dinge wat later in die boek bygeskryf is. As ons verwys na die boek van Henog, dan is daar eintlik verskillende boeke van Henog, en as mense praat van die boek van Henog, is dit eintlik 1 Henog. Hierdie boek bestaan uit verskillende gedeeltes. Dis weer eens 'n histories belangrike boek, maar nie geïnspireerde skrif nie. Dit bevat dele wat radikaal bots van die skrif. Dit help egter vir ons verklaar wat gebeur het tydens in die Joodse lewe tydens die Tweede Tempelperiode, 'n gedeelte wat ons nie baie van lees nie. 1 Henog is eintlik die boek van die wagters wat gaan oor Genesis 6 vers 1 tot 4, oor die gevalle engele en wat vermeng met die mensdom om dan die Rafaite of die ras van reëse te vorm. Hierdie evangelie
of dan is daar ook 'n evangelie gedeelte. Kom ons kyk net vinnig eers. Hierdie hele boek van Henog is 'n samevatting van Joodse geskrifte wat tussen 300 voor Christus en 100 na Christus geskryf is, en dit bestaan eintlik uit 5 boeke: die boek van die wagters, ek het reeds na hom verwys, Genesis 6, die boek van gelykenisse, dan is daar 'n boek oor sterrekunde, 'n boek van drome wat vir jou uitlê wat drome beteken, en dan die evangelie van Henog. Hierdie evangelie van Henog het verdwyn uit al die Henog boeke wat bestaan, behalwe die Ethiopiese Bybel. Hy kom net in die Ethiopiese Bybel voor. Nou Henog was geskiedkundig daar voor die vloed. Hy was Noag se oupa gewees. Die evangelie van Henog. Hoe kon Henog voor die vloed geskryf het oor Jesus Christus en die evangelie? Ek laat u met daardie vraag. Kan God geïnspireerd wees? Maar hoekom is hierdie boek verlore in al jou Hebreëse geskrifte? Dit laat 'n mens twyfel of hierdie boek werklik die oorsprong het. En dan nog iets wat interessant is, veral as ons net nou by die gnostiese evangelies kom, daardie mense lê verskriklik klem daarop wie hulle is. Judas Iskariot, dat dit evangelie van Petrus is, ensovoorts. Hulle maak bekend van bekende persone in die Bybel om verkope van hulle boek te regverdig. En dit kom by die meeste van hierdie boeke voor. Soos ek gesê het, hierdie boek is nooit deur die Jode aanvaar nie. Dis nooit deur Christus of sy disippels aanvaar of deur die Hoofstroomkerk as Bybel aanvaar nie. So, dit is nie deel van die Bybel nie, want die Christene het dit nie aanvaar nie. As ons kom by die verskille in die teologie, dan is daar sekere aannames oor engele, geheime sterrekundige dinge wat in stryd is met die Bybel. Die messiaanse beeld verskil totaal van die skrif en bots met die genade, redding en oordeel wat in die skrif voorkom. In hierdie boek moet jy die geheime weet om gered te word. Dis nie die genade van God en jou geloof in Jesus Christus wat jou red nie, dit is jou kennis van die geheime. Teksgewys is hy ook onaanvaarbaar. Daar is fragmente wat net in Aramees voorkom. Dan is daar wat net in Grieks is, en seker is wat net in Ge'ez is, die Ethiopiese taal. Die volledige teks verskil van die Ethiopiese Bybel. So weer eens, dit wat jy kry as jy dit goed bymekaar sit, is nie dieselfde as wat in die Ethiopiese Bybel voorkom nie, maar mense aanvaar die Ethiopiese Bybel. Ons lees in die Bybel van die boek van opregtes. Ons lees in 2 Samuel 1 vers 17 en 18, toe Dawid hierdie klaaglied aangehef oor Saul en oor sy seun Jonathan, en het beveel om die kinders van Juda die booglied te leer. Kyk, dit is geskrywe in die boek van die opregte. So die Bybel sê vir ons, daar's 'n boek van die opregte, en hier word genoem een van die dinge wat in daardie boek geskryf is. In Josua 10 vers 13 en 14 lees ons, toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. So, hier is 'n boek geskryf en hier selfs 'n aanhaling uit die Bybel oor die boek van die opregte. Maar die boek van die opregte het verlore gegaan. Ons weet nie wat het geword van daardie boek nie. In Engels word dit beskryf as the book of Jasher. Hierdie boek
word in Hebreëus na verwys as Sefer HaYashar. Maar hierdie boek bestaan glad nie meer nie. In die teks wat in hom voorkom, is geskryf in die 12de en 14de eeu na Christus. Met ander woorde, 1200 tot 1400 jaar na Christus is hierdie boek eers geskryf. En hierdie verwysings wat gegee word in Samuel en Josua, wat geskryf moet wees in hom, is nie in hom geskryf nie. Hierdie boek is moontlik geskryf is moontlik in Spanje geskryf, om te probeer om Genesis weer te vertel, met sommige goed uit Exodus uit. En daar is geen verband tussen die boek wat tans bestaan as die boek van Henog en die oorspronklike Bybelse Jasher wat die boek geskryf het nie. So daar sit ons met 'n verlore boek. Maar God het vir ons die boeke gegee wat ons nodig het. Ons het die boek Genesis, so ons kan hom lees. Hoekom het ons hierdie herskrywing van Genesis nodig? Ons het hom nie nodig nie. God het vir ons gegee wat ons nodig het om gered te word. So vergeet stories oor verlore boeke wat gevind moet word. Dit bring ons by die gnostiese evangelies. Nou die gnostiese evangelies is in die sogenaamde biblioteek van Nag Hammadi in Egipte gevind in 1945. Dit is die biblioteek is 'n boek waarin hierdie boeke saamgevat is, en dit sluit in die evangelie van Thomas, Filippus, Maria, Judas, die evangelie van die waarheid, die evangelie van die Egiptenare, die apokrief van Johannes, en dan die sogenaamde Pistis Sophia. So hier is boeke wat lyk asof hulle kan wees, want van die name klink reg. Thomas, Filippus, Maria, Judas en Johannes klink na bekende name. Maar ek het net nou vir u gesê, in hierdie evangelies val die klem op die skrywer, nie op Jesus Christus nie. Waar jou Bybelse evangelies die klem op Jesus Christus val. In hierdie evangelies word daar nie vertel van die reddingsgenade van Jesus nie. Daar word vertel hoe Jesus geheime aan jou openbaar, en as jy hierdie geheime ontsyfer, word jy gered. U kan sien, dis 'n totaal ander tema as wat ons in die kanon kry. En daarom is hierdie boeke onaanvaarbaar. Maar hierdie boeke verkoop soos soetkoek, en die mense wat hulle versprei, maak geld soos bossies. En dit als om u weg te lei van die woord van God af. Want dis nie net dat jy nou iets lees in stryd met die evangelie nie, en dink aan die woorde van Paulus. As enige iemand julle 'n ander evangelie verkondig as wat ons aan julle verkondig, al is dit 'n engel wat dit doen, glo hulle nie, van ons verkondig die waarheid aan julle. My parafrasering van daardie gedeelte. So hierdie is 'n poging om eerstens jou tyd te mors om iets te lees wat jou nie nader aan God bring nie, en tweedens om jou weg te lei van God af, om jou te laat begin twyfel in die woord van God, sodat jy nie effektiewe evangelisasie kan doen nie. Vergeet hierdie tipe boeke. Hierdie boeke het as tema dat redding kom deur geheime kennis, nie deur geloof nie. Jesus het gelyk soos 'n mens, maar hy was nie 'n mens nie. Hy was God en mens. En hierdie evangelies beskryf almal dat die opstanding net simbolies was, nie werklik plaasgevind het nie. Daar word van verhale geskryf dat Jesus in die woestyn begrawe is, dat Jesus net 'n skyndood gehad het, dat hy na Indië gevlug het, en party selfs dat hy na Spanje gevlug het, daar getrou het met Maria Magdalena, kinders gehad het. U kan sien, dis heeltemal in stryd met dit wat die kanon ons vertel. Dis 'n ander evangelie. Die gnostiese Jesus, om dit so te noem, spreek in raaisels. Hy vertel nie direk nie.
En kyk na die 4 evangelies wat ons het. Jesus vertel gelykenisse dat mense moet verstaan wat hy sê. Maar in hierdie gnostiese evangelies gebruik hy raaisels wat mense moet oplos om te verstaan waaroor dit gaan. En dan sal net die gelei word na redding wat daardie evangelie kan verstaan. Die gnostiese evangelies beklemtoon kennis, beklemtoon nie kennis oor berou en vergifnis nie. Dit word heeltemal verwerp deur hulle. Vroeë kerkvaders het hierdie boeke verwerp, en hier verwys ons na van Irenaeus, Hippolytus, Athanasius, almal van hulle. Ons moenie hierdie boeke eers lees nie. Hierdie boeke is ook geskryf in die 2de tot 4de eeu na Christus deur gnostiese sektes. Soos 'n kerk wat dit geskryf het, maar het die naam van 'n disipel van God gekoppel aan daardie boek. En nou dink mense dit is dit. Toe ons gepraat het oor die Nuwe Testament, het ons gesê een van die kenmerke van 'n evangelie is, die persoon moes Jesus self gesien het, of moes 'n ooggetuie van die lewe en sterwe van Jesus gesien het. Hierdie mense het dit nie gesien nie, maar hulle probeer dit as evangelie verkoop. Hierdie gnostiese evangelies wys vir ons die vroegste afvalligheid wat al voorgekom het in doktrines, en is totaal onverzoenbaar met ons Ou en met ons Nuwe Testament. So dit moet heeltemal verwerp word. Dit beskryf 'n wêreldse perspektief, en dit voldoen nie aan die vereistes van 'n Nuwe Testament nie. Dit wat ek vir julle gesê het, dis nie deur 'n apostel of ooggetuie geskryf, want dit is meer as 200 jaar na Christus. Dit stem nie ooreen met Christus se leerstellings nie, en dit is nie histories korrek nie. Die name van mense wat genoem word, die plekke wat genoem word, is nie dit wat bestaan het in die tyd van Jesus nie. So as ons dan vandag wil opsom, dan sien ons dat mense sien die Bybel verskillend. Ons is die naaste aan die Jode, ons is die naaste siening aan die Jode, maar ons verskil deurdat ons 'n Nuwe Testament by het wat hulle nie het nie. Die Nuwe Testament is die verlossing deur Jesus Christus. Hulle moet dit nog beleef. Hulle moet deur die verdrukking gaan, en dan sal hulle dit beleef. Ons verskil van die Romeinse en ortodokse kerke, en sal ons dit maar die Ethiopiese kerk noem, of kom ons bly liewer by die regte term, die Ethiopiese Bybel, wat dinge verkondig wat in stryd is met die woord van God. Soos wat jy 'n keuse het, as God jou roep, het jy die keuse of jy sy roepstem gaan aanvaar en of jy dit gaan verwerp. So kan jy aanvaar dit wat beskou word as die kanon, of dit wat afwyk van die kanon. Maar moenie dat mense hierdie apokriewe boeke, of dit wat nie eers apokrief is nie, hierdie gnostiese boeke, as hulle dit aan jou probeer afsmeer en sê, maar jou kerk het dit verwerp, terwyl dit eintlik die regte ding is. Dit bring 'n evangelie wat in stryd is met die woord van God, daarom moet jy dit verwerp. Jy het nie 'n keuse nie, jy kan dit nie aanvaar nie, jy mag dit nie aanvaar nie. Jy moet aanvaar dit wat ons ken as die kanon. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan na die Vader gaan behalwe deur hom nie. Aanvaar dit, en jy kan die ewige lewe hê. Moenie jou tyd mors deur hierdie ander goed en om dit na te jaag nie. Almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons nie net die Bybel gegee het nie, maar ook geskiedkundige boeke, dat daar notules gehou is van synodes, wat ons kan sien wat die besprekingspunte was, dat ons kan sien wat deur die eeue aanvaar is, dat ons kan sien op watter tye sekere dinge geskryf is, sodat ons weet ons moet dit verwerp. Here, dankie dat U ons gelei het, ons voorvaders gelei het, dat hulle die kanon aanvaar het, wat nodig is om by U uit te kom, dat hulle nie enige iets aanvaar het wat in stryd is met wat in daardie kanon geskryf is nie, dat elke boek in die kanon
ooreenstem met die ander boeke, dat hulle dieselfde getuienis aan ons lewer, dat jy bewus moet word van jou sonde, dat jy moet besef dat jy redding nodig het, dat jy jou sonde moet bely, en dat jou sonde jou vergewe sal word en jy so redding kry. Here, dankie vir u woord. Lei u ons verder. Gee dat ons almal sal bly by u evangelie, dat ons u evangelie sal aanvaar, dat ons daarvolgens sal lewe en by u sal uitkom. Ek vra dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen.